mag die woorde van my mond en die gedagtes van ons hart vanoggend ook vir u aangenaam en welbehaaglik wees. Amen. Broers en susters, julle almal wat in die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, want dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons begin met 'n nuwe kort reeks ontwrigtende ontmoetings met Jesus. Vandag kyk ons na Saggeus wat te groot was vir sy skoene. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Baie bekende verhaal van Saggeus. Lukas 19 vanaf vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover. Is die kerk net vir goeie mense? Is die kerk net vir ordentlike mense wat daarom aan bepaalde sosiale norme voldoen? Ek het een keer gelees van 'n gemeente wat 'n nuwe dominee sou ontvang en hulle het die dominee nog nie ontmoet en die Sondag sit die gemeente chock-en-blok in groot afwagting dat die dominee sal kom. Maar toe jy by die kerk aankom, hier op die trappe staan daar 'n boemelaar en jy ruik hom al op 'n afstand. En die kerkaslede het so nader gestaan en hom baie ferm laat verstaan, luister, jy kan daar buite staan op die sypaadjie, maar hier is jy besig om die plek te besoedel. En 'n skuifel is hy toe daar by die hek uit. En 9 uur lui die klok, en die mense sit in afwagting dat die dominee sy verskyning maak. En hier gaan die deur daar agterop en hier skuifel hierdie boemelaar hier in die paadjie af. En die kerkraadslede spring op en keer hom voor en sê: "Wag, jy kan nie hier inkom nie. Hierdie kerk is nie vir mense soos jy nie. Ons wag vir ons nuwe dominee." Hy sê vir hulle: "Ek is die nuwe dominee. Ek het julle net getoets om te kyk wat julle gesindheid is teenoor mense wat anders is. Mense wat die kerk nodig het." En daarom skryf Paulus in 1 Timoteus 1:15 as hy sê: "Dis 'n betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste." Dis waarvoor Jesus gekom het. Nie vir goeie mense, nie vir kerkmense nie. Hy het gekom om sondaars te kom red. Dis die kern van die evangelie. Vir mense soos ek en jy, sodat ons geredde sondaars kan wees. En dis wat met Saggeus gebeur het in sy ontmoeting met Jesus. Sy ontmoeting wat sy hele lewe totaal en al ontwrig het. Hy kon nooit weer dieselfde wees nadat hy vir Jesus ontmoet het nie. So vanoggend wil ek vir julle eers wys op 'n man in die vrye boom. Kyk, die verhaal begin in Jerigo. Jerigo was 'n belangrike handelsroete, maar 'n goddelose stad. Maar omdat hy so 'n belangrike handelsroete was, het hy natuurlik soos in ons dae tolhekke gehad. En die Romeinse regering was baie slim.
Hulle het nie die Romeine daar by die tolhekke gesit nie. Hulle het die Jode in diens geneem om die tolhekke te beman, sodat die volk vir hulle mede-Jode die dinge kon wees en hulle kon verag en haat en nie die Romeinse regering nie. 'n Baie slim skuif. En dan ontmoet ons vir Saggeus. Hy woon in hierdie stad waar daar baie geld gemaak word. Hy is nie iets van hier rond nie, hy is 'n hooftollenaar. Dit beteken met 'n klomp tollenaars onder hom gehad. En reisigers wat in daai stad aangekom het, kyk, hulle is uitgebuit en afgepers. En natuurlik die tollenaars wat onder Saggeus was, moes ook hulle quota aan hom betaal en daardeur het Saggeus tipies soos ons regeringsamptenare van vandag skatryk geword deur hierdie korrupsie. Jy weet, dit gaan soos in ons land, né? Uitbuiting, afpersing, tenderpreneurs. Ons ken presies die situasie waarin Saggeus hom bevind het. En kyk, as daar nou iemand was wat gehaat was, dan was dit hierdie Saggeus. Hy was 'n uitgeworpene. Niemand wou met hom meng nie. As hulle op straat sien, het hulle wye draaie om hom geloop, want hy was die skuim van die aarde. En mense het op hom neergesien, letterlik en figuurlik, want hy was nou nie eers baie lank en imposant nie, so die mense het letterlik op hom neergekyk. Maar dit lyk nie asof dit vir Saggeus veel geplaat nie. Dit lyk of hy nogal 'n bietjie dikvellig was, want hy het hom nie veel aan die kritiek en die verwerping en die veragting gestuur nie, want hy was ryk. Hy het iets gehad wat hulle nie gehad het nie. Hy het geld gehad, hy het mag gehad, hy het status gehad, en dit het opgemaak vir al hierdie verwerping en vuilkyke. Maar daar was in Saggeus se lewe 'n leegheid wat geen geld, geen mag, geen rykdom kon vul nie. Ek dink hy dalk gevoel soos wat Salomo skryf in Prediker 2 vers 11, toe Salomo oor alles nagedink het wat hy bymekaar gemaak het en alles wat hy besit het en al die mag. Hy sê, maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie. Miskien was dit die gevoel wat daar in Saggeus se hart ontwikkel het. En toe hy hoor dat Jesus deur Jerigo gaan beweeg, was hy desperaat om vir hierdie Jesus te sien. Hy het alles in sy vermoë gedoen dat hy net kon sien wie en wat Jesus is. Hoekom? Ek dink hy was nogal bietjie nuuskierig. Ek dink, miskien het hy gehoop dat as hy net vir Jesus kon sien en 'n paar antwoorde kon kry, dat dit iets aan hierdie sinlose bestaan van hom betekenis sou gee. Hoe hy baie van hierdie Jesus gehoor. Hy het gehoor van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, maar hy het ook van Jesus se prediking gehoor. Onder andere die bergrede waar Jesus sê in Matteus 5 vers 3, gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En ek dink, ergens het dit 'n snaar by Saggeus se hart geraak. Gelukkig, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, nie van die rykdom en die geld en die status wat hy gehad het nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan weet hy van hierdie vyeboom wat op pad is waar Jesus gaan doop. Nou die van julle wat al ooit in Winkelspruit by die kerk se die kampterrein wat die kerk gehad het was, daar is 'n massiewe wilde vyeboom. Takke is baie laag op die grond, jy kan maklik dit inklim en het baie blare, jy kan maklik daarin wegkry. En Saggeus hardloop na die boom en hy klim in daai boom sodat hy kan wegkruip vir die skare. Maar dat hy ook kan wegkruip vir Jesus, soos wat Adam en Eva vir God in die tuin van Eden weggekruip het.
Hy wil dan net sien waar Jesus is, maar hy wil hê Jesus moet hom sien nie. En hy wil ook nie hê die skare moet hom sien nie, want hoe vernederend sal dit net nie wees as hulle agterkom dat hy in 'n boom moes klim om vir Jesus te kan sien nie. Hoe vernederend sal dit net nie wees as hy 'n sy van hom blootstel aan hierdie skare, dat ook hy soekend is na iets meer. Hy wou nie gesig verloor nie, daarom kruip hy weg agter hierdie blare in die boom. Het jy ook al ergens dalk in jou lewe dieselfde soort van ervaring gehad? 'n Belewenis dat jou aardse bestaan, alles wat jy het, alles wat jy besit en alles wat jy in die lewe al vermag het, dat dit op die einde van die dag eintlik maar sinloos is, 'n gejaag na wind. Dat daar in jou lewe 'n leegheid is, 'n sinloosheid wat net deur 'n ontmoeting met Jesus gevul kan word. Dis ergens langs die pad iets daarvan in jou lewe al gebeur het. Dan wil ek sê, jy is vanoggend op die regte plek vir 'n ontmoeting met Jesus. En dit bring ons by die tweede punt. Die man in die vyeboom, maar daar's ook 'n man onder die vyeboom. En nou is Jesus op pad en die skare loop saam met hom. En dan, wanneer hy by die vyeboom kom, gaan staan hy stil. En hy kyk op tussen die takke waar sy gees wegkruip. En wanneer mens hierdie stuk lees, dan is jou aanvanklike gevoel, wat gaan Jesus nou doen waar hy vir sy gees sien waar hy wegkruip daar in die boom? Wat gaan hy met hierdie aardssondaar doen? Hierdie laakbare stuk gemors van die samelewing. Gaan Jesus hom reg sien en verneder voor die skare wat saam met hom is? Of gaan Jesus net opkyk, wegkyk, hom ignoreer en net aangaan op sy pad waar hy mee besig was? Want as daar iemand was wat Jesus moet vermy, dan is dit hierdie Saggeus. Hierdie Saggeus wat, daar's nie woord om hom te beskryf nie. Maar dan skok Jesus die skare met iets wat hulle allermins verwag het. Hy gaan staan en hy noem vir Saggeus op sy naam. Ek bedoel, van al hierdie mense, skare wat saam met Jesus is, kom Jesus en hy noem vir Saggeus op sy naam. Miskien het Saggeus 'n slegte reputasie al so versprei, dat almal al van hom gepraat het en sê, as jy in hierdie gekom, oppas vir hierdie Saggeus. Maar Jesus ken vir Saggeus by sy naam. Hy ken hom nie net by sy naam nie. Hy ken sy hele lewe, want daar is net mooi niks wat Saggeus vir Jesus kan wegsteek nie. En waar al die ander mense op Saggeus neerkyk, kyk Jesus op na Saggeus. Jesus sien hom raak met al sy verwerping, sy eensaamheid, sy sondes, sy bedrog, sy diefstal, sy korrupsie. Maar Jesus sien ook sy seerkry en leegheid en verlange na iets meer. Jesus kyk deur die blare waar agter Saggeus wegkruip. Hy sien dwars deur die fasade waar agter hy skuil en hy sien Saggeus se verlorenheid. Hy sien sy geestelike nood raak op die ou einde. En dan sê Jesus vir Saggeus, Saggeus, klim af.
Vandag kom ek by jou eet. Vandag kom ek in jou lewe in. Jou lewe gaan onherroepelik verander. Jou lewe gaan totaal en al ontwrig word wanneer ek vandag by jou huis instap om saam met jou te eet. Want sien, genade begin altyd by God se inisiatief. God kom en hy soek en red die wat verlore is. En wat is die reaksie van die ordentlike mense? Die goeie mense wat saam met Jesus heeltyd loop, wat heeltyd onder die geklank is van sy woord en in sy teenwoordigheid. Wat is die reaksie van hierdie skare? Hulle is verontwaardig. Weet Jesus nie wie hierdie Saggeus is nie? Jesus moenie met die verkeerde soort mense kom meng nie. Dit pas nie by sy status as rabbi nie. En waar hierdie skare ongenadig is, en vir Jesus probeer weghou van sondaars, is dit juis Jesus se genade wat maak dat hy sondaar mense raak sien in hulle nood. Dis juis sy genade wat maak dat hy nie wegloop en eenkant hulle ignoreer nie. Dit maak dat hy stil staan en opkyk en hulle by die naam roep. Mense wat deur die samelewing afgeskryf is. Mense wat deur die samelewing verwerp is. Maar Jesus sê in Matteus 9 vers 12, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Hy het gekom vir mense soos ek en jy, wat 'n dokter nodig het. En geen sondaar is te groot. Geen sonde is te erg dat Jesus by jou sal verby stap nie. Jy kan nie en jy hoef nie vir God te probeer wegkruip nie, want God ken vir jou by die naam. Hy ken jou hele lewe. Hy ken jou hart, hy ken jou omstandighede, hy weet wat daar in jou lewe en in jou hart aangaan. Daar's niks wat jy vir hom kan wegsteek en daarom sien God deur jou fasade, deur die masker waarop agter jy baie keer probeer wegkruip, want hy ken jou leegheid en die mas en die sonde en jou verlede, jou pyn, jou verskonings. God ken alles, hy weet alles. Psalm 139 vers 2. Here, U weet wat gaan hier binne in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie. Nog voordat ek iets doen, weet U wat dit gaan wees. Boodskap vertaling. Is dit nie pragtig nie? Here, U weet wat gaan hier binne in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie. Die Here ken vir my en jou deur en deur. En Jesus ignoreer jou nie. Jesus wil vanoggend ook 'n ontmoeting met jou hê en daarom sê hy, klim af, ek wil vandag in jou lewe inkom. Ek wil my kom tuis maak in jou lewe en maak nie saak wie of wat jy is nie, maak nie saak wat jou reputasie is nie, maak nie saak hoe groot jou sonde is wat jy probeer wegsteek nie. Ek het gekom om jou ou sondige lewe te ontwrig sodat jy 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms kan hê. Klim af. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Nou die derde punt. Die nuwe lewe na
die vyeboom. Jy weet, miskien kon Saggeus daar in die boom gesit en wik en weeg het, wat is my opsies? Wat as ek net dieper agter die blare wegkruip en maak asof ek nie hier is nie? Sal die skare my dalk ignoreer en dat ek nie gesig verloor nie? Wat as ek dalk net saggies hier afsluip en verdwyn en maak asof ek nie vir Jesus gehoor het nie? Ek wil net hê die skare moet my raak sien nie. Maar wat sal gebeur as ek gehoorsaam is aan Jesus en afklim en hom in my huis ontvang? Vir Saggeus was dit 'n nou-breiner. Hy klim haastig af, geen twyfel oor sy besluit. Hy ontvang vir Jesus met blydskap in sy huis, in sy lewe. Dit ontwrig sy hele bestaan. Hy kom te staan voor Jesus wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En Saggeus sien sy sondige bestaan in die lig van God se waarheid. Hy kan sien wie en wat hy regtig is. En in die teenwoordigheid van Jesus kom hierdie skuim van die aarde, hierdie misdadiger, kom hy radikaal tot bekering. Sy hart verander, sy lewe verander. En juis op grond van hierdie radikale bekering wat daar in sy lewe plaasvind, doen hy restituisie vir sy sondes. Hy sê vir Jesus, ek gaan helfte van my besittings aan die armes gee, ek gaan viervoudig gee aan iemand wat ek dalk afgepers het, vierdubbel, meer as wat die wet van Moses van my vereis in so 'n situasie. En jy weet, dit moes vir Saggeus 'n hoë koste gewees het. Hy was baie ryk. Dit het hom meer as 'n arm en 'n been gekos. Maar omdat sy hart verander het, omdat sy lewe verander het, toe Jesus in sy lewe gekom het, het alles rondom hom verander. Radikale bekering kan nie maar net woorde wees nie. Radikale bekering kan nie maar net 'n belydenis wees nie. 'n Radikale bekering vereis 'n veranderde lewe wat sigbaar word deur dade. Daarom kom Jesus en hy sê in Matteus 7 vers 17, 'n mens se lewe is soos 'n vrugteboom. Goeie vrugtebome dra goeie vrugte. Goeie vrugtebome dra goeie vrugte. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 18 en hy sê, my liewe kinders, ons liefde moenie net uit 'n gepraat bestaan nie. Dit moet in dade uitgeleef word. As ons sê dat ons liefhet, soos wat Jesus ons liefhet, dan kan dit nie maar net by praat bly nie. Dit moet uitkom in ons dade. En daarom skryf hy Jakobus 2 vers 14 en vers 26 as hy sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Hy sê vers 26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot die dade kom nie, ook dood. Wanneer Jesus in jou lewe kom, en jou hele bestaan ontwrig met 'n radikale bekering, dan moet dit sigbaar word in jou lewe. Saggeus se restituisie is nie maar 'n skynbekering om die skare rondom hom te beïndruk en sê, kyk hoe goed is ek. Kyk wat doen ek nou dat ek vir Jesus in my huis het nie. Hy is nie besig om die skare kritiseer, rad voor die oë te draai nie. Want Jesus sien sy hart raak. Hy sien sy opregte, daadwerklike bekering sien hy raak. Dan sê Jesus vir hom vers 9,
Vandag het God jou lewe splinternuut gemaak, omdat jy my in jou huis toegelaat het, boodskapvertaling. Vandag het God jou lewe splinternuut gemaak. Vandag het daar redding vir hierdie verlore sondaar gekom, omdat jy my in jou huis toegelaat het. Ten spyte van wie en wat jy was, ten spyte van jou reputasie, ten spyte van wat die mense, die skare van jou dink, nou het jy 'n kind van God geword, nageslag van Abraham, deel van die uitverkorenes wat God op die naam roep. Nuwe identiteit, nuwe lewe, nuwe toekoms. En daarom kan Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:17 as hy sê, iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En dink jouself net bietjie in. Watter geweldige impak, watter geweldige rimpeling effek moes sy bekering net nie op die omgewing en op mense rondom hom gehad het nie. Ek bedoel, as Saggeus tot bekering kon kom as gevolg van God se liefde en genade vir sondaars, kan enige mens, kan enige een van ons gered en tot bekering kom. So het die mense na Saggeus gekyk. As die Here vir Saggeus kon red, kan hy ons ook red. En dan kom Saggeus en hy deel helfte van sy besittings in die armes uit, en kan julle dink die effek wat dit op armes se lewe gehad het, wat gesukkel het om elke dag net kop bo water te hou, en hier kom iemand die sy lewe deur God verander is, en deel sy besittings uit. En ek dink dit het die effek op sy tollenaars onder hom ook gehad, wat hy dalk wel gesê het, hey, luister manne, niks meer korrupsie, niks meer omkoop, niks meer uitbuit. Want dit is so die effek wat bekering nie alleen op jou moet hê nie, maar ook op die mense rondom jou moet hê. En die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet vra, watter effek het 'n ontmoeting met Jesus op my en jou lewe? Want dit kan nie maar net saggies verbygaan nie. Kan jy nog op die ou selfde manier voortleef, vasgevang en geboei deur die sondes van die verlede, vasgevang deur die groef van 'n sondige bestaan? Kan 'n mens op die ou sondige manier bly voortleef wanneer jy vir Jesus in jou lewe toegelaat het? Of moet daar nie ergens in jou lewe 'n radikale bekering plaasgevind het wat jou hele bestaan ontwrig het en gesê, die ou dinge is verby. Kyk, alles het in my lewe nuut geword. Want dit is eenvoudig so. 'n mens se lewe kan nooit weer dieselfde wees wanneer Jesus in jou huis, in jou hart, in jou lewe intrek geneem het nie. Bekering kan nie dan nie meer maar net die lippetaal van ordentlike kerkmense wees nie. Wanneer jy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, dan moet dit in jou lewe weerspieël word, in jou houding, jou woorde, jou optrede, in jou hartsgesindheid. Dan kan jy nie anderster as om op te hou om liefdeloos en ongeduldig en onvriendelik en ongeskik en verwaand en jou eie belange te soek nie. Alles oor die liefde wat ons die afgelope paar sondae oor gepraat het nie. Jy kan net nie meer so wees nie. Want opregte bekering kos jou iets. Dit kos jou soms baie. Dit kos jou dalk jou trots, jou hartvogtigheid,
jou aansien en status, jou geld, jou besittings, jou onvergewensgesindheid en in jou wrokke, jou luiheid, jou onbetrokkenheid, jou verskonings. Wat jy ergens langs die pad moet prys gee. Toe Jesus Jerigo verlaat het, was daar ten minste een man, wat nooit weer dieselfde sou wees nie. Saggeus het gedink, hy wou maar net kyk en sien hoe Jesus lyk. Maar daardie dag is sy lewe totaal en al ontwrig. Daardie dag het Jesus vir hom op sy naam geroep. Daardie dag het Jesus in sy lewe ingestap en sy hele toekoms verander. En toe stap Jesus verder by Jerigo uit. Hy stap na Jerusalem, waar op 'n donkie Jerusalem sou binnegaan. Hy stap 'n pad na sy kruis, waar hy sou sterf vir mense soos Saggeus en vir mense soos ek en jy. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die wete dat Jesus vir jou op die naam ken, dat Jesus deel wil wees van jou lewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.